Ons gaan so 'n bietjie verder aan met waaroor ons gesels oor disippelskap, wat dit beteken om 'n disipel van Jesus Christus te wees. En op hierdie Woensdag review het ons so 'n bietjie gaan kyk net om te recap, wat beteken dit? Ons het gesien, disippelskap beteken ons moet aan onsself sterf, nee. Disippelskap beteken ook dat ons moet Jesus naap. Baie belangrik, as ons die woord disipel vat en ons trek hom uit mekaar, het D-I-S, weet, ons gaan met hom af. Die tweede en die I staan vir imitate Jesus. Die S staan vir servanthood, ons moet mekaar dien, ons moet mekaar se voete kan was, ons moet mekaar lief hê, nee. Die C staan vir compliance. Disciple, the C, compliance, is to comply. When Jesus gives an order, wanneer die Heilige Gees praat, then we have to comply, we have to be obedient, onmiddellik reageer, soos wat die disciples gereageer het, nee. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die volgende I, the next I of discipleship. What does it mean? Wat beteken dit om 'n disciple, to be a disciple of Jesus Christ? En vandag gaan ons 'n bietjie kyk daarna, and we're gonna see what it means. The next I that we are sharing today stands for the indwelling word. Die inblywende woord binne in ons. Nou, ek wil nou vandag net gou so vinnig net 'n ding staan maak hierso. Om 'n disipel te wees of om 'n seun van God te wees, beteken dit nie jy's perfek nie. Niemand verwag van jou om perfeksie, absoluut, jy moet almal tevrede stel, en almal gaan nou van jou like. Nee, dis nie wat dit beteken nie. Onthou, hierso wil ek 'n ander ding ook sê, as jy dink almal hou van jou, as ek dink almal hou van my, nee, dan loop ek op 'n dwaalspoor. Is nie almal wat van jou hou nie, maar ons kan loop met Christus en ons kan Christus uitstraal aan hulle wat daar buite is. En onthou, Jesus het self saam met die sondaars, die tollenaars, die prostituie, die diewe, hy het saam met hulle gekuier, saam met hulle geëet, en hy het gevoel dat hulle is die ene wat die dokter nodig het.